ek word hierdie week word ek herinner aan so 'n love storieetjie van 'n ding wat met my en my sussie gebeur het toe ons klein was. So dit was ek en my sussie en ons kleiner boetie. André was so hy so 4 jaar jonger as ek gewees. En op die spesifieke dag het my pa ons alleen by die huis gelos. Ek dink my ma was by my ouma hulle gewees en my pa was uit op vergaderings en ek en my sussie is alleen by die huis saam met my boetie en ons is veronderstel om op te pas. Maar in die doen my boetie, en ek kan nie onthou wat het hy gedoen nie. Maar my boetie maak vir ons briesend kwaad. Nou moet jy mooi verstaan, ek en my sussie is 18 maande uit mekaar uit, wat ons verskil van mekaar. En alhoewel ons vandag baie lief is vir mekaar, en ons kom vandag baie goed oor die weg, was dit nie altyd so gewees nie. Maar die dag wat ons teen my boetie opgeteam het en 'n span gemaak het, was ek en sy 'n eenheid wat niemand kon breek nie. So op hierdie dag toe my boetie ons so kwaad maak, toe besluit ek en sy, ons gaan wegloop. En ons het hierdie verskriklike groot leertas, het was so bruin leertas gewees. En ons pak die tas, ons het nie eens al ons klere daarin gepak nie. Ons het meestal ons babas poppe daarin gepak. En ons het vir ons poppe klere ingesit en ons het vir ons kos ingepak. En ons het besluit, ons gaan wegloop. En hier pikkel ek en sy toe met ons 2 klein lyfietjies, pikkel ons en ons gaan kruip agter die kerksaal weg. En daar is 'n klein gangetjie waar niemand jou gaan sien as jy nie hoor nie. Of ja, as jy nie weet iemand is daar nie, gaan niemand jou sien nie. So agter hierdie saal, in hierdie gangetjie, is hierdie groot glasdeure by hierdie een klaskamer. En ons het altyd gespeel dat dit ons paleis is. En dit is die plek waar ek en sy baie keer ons veilige skuilplek gevind het toe ons klein was. As ons net wou wegkom en ons was net ongelukkig. Maar so besluit ek en sy toe, ons gaan wegloop, ons gaan hom om 'n les lees. En ek onthou so wat ons gestap het met hierdie groot tas wat ons agter ons aangesleep het hy gehuil in die agtergrond. Maar toe het ons nou nog nie selfone gehad nie, né? En die landlyn, ek meen, waar kon ons my pa in die hande gekry het, want jy kon hom net nie in die hande gekry het en sy het presies geweet waar was hy. Maar so kom my pa later die middag by die huis. En in hierdie tyd het ek en my sussie al vergeet van my boetie. Want ek en sy is in ons eie kamma wêreld. Ons speel ons harte uit en ons vergeet van my boetie. In die meantime, back at the ranch, sit hy en hysteries raak van bekommernis en hy weet nie waar is ons nie en hy huil en hy huil. Maar hier kom soek my pa vir ons en die eerste ding wat ons hoor is my pa se stem. Ek weet nie wie het groter geskrik nie, ek en my sussie of my boetie, wat aan die een kant, hy was die rede hoekom ons tasse gepak en geloop het. Maar toe my pa ons kry uiteindelik, hy het alles gelos, hy het my boetie gelos, hy het die kerk so goed gelos, hy het die huis so goed gelos, my pa het alles gelos en hy het ons kom soek. Toe ons kry, het ons 'n pak slaag gekry. Ons het verskriklike pak slaag gekry. En nou moet ek vir jou by sê, gewoonlik wanneer my pa ons pak slaag gegee het hy baie meer gehuil as ons. En daai dag kan ek nie onthou dat hy meer as ons gehuil het nie. Ek dink hy was net so, hy was rasend van bekommernis gewees oor waar is sy 2 meisiekinders. En terwyl ek nou hierdie met jou praat, en dink ek aan die verhaal van die goeie herder wat alles los. Hy sê in die gedeelte, hy sê, my skape ken my nie, want hulle hoor nie my stem nie. En net in die volgende gedeelte sê, maar die wie my stem ken, reageer. In Lukas 10 lees ek, is dit Lukas 10? In Lukas 15 vers 4 tot 7 sien ek hoe die goeie herder alles laat staan. Hy los al 99 ander skape om daai een te gaan soek wat verlore geraak het. Nou vra jy my dalk maar, hoe kom jy nou hierby uit van, jy het weggeloop omdat jy as prins was om jou boetie te probeer spyt, en hier kom jy nou by die goeie herder wat alles los om die een verlore skaap te gaan soek. Ek moet vandag vir jou sê dat die Here sal alles los, maak nie saak hoe ongehoorsaam jy was nie. As jy sy kind is, gaan hy vir jou soek en hy gaan nie vir jou los nie. Ek lees Psalm 121 die week en ek wil dit graag by jou bybly, want terwyl ek so dink aan hierdie waar ek en my sussie gaan wegkruip het, besef ek vandag dat
terwyl dit 'n baie snaakse storie is om te onthou, besef ek vandag dat ons hulp kom regtig net van die Here af. Jy weet, vir ons as klein dogtertjies mag ons dalk gesê het, Here, waar gaan my hulp nou vandaan kom? Red my uit hierdie moeilikheid uit. Vandag, as 'n volwasse vrou, kan ek besef dat dit help nie ek gaan kruip weg nie, want God kan my oralste gaan uitsoek waar ek wegkruip vir sy doel vir my lewe. Weet maar, ons sit ook in 'n tyd en plek in die lewe waar ons voel dat ons word oorweldig deur omstandighede. Ons sien kulturele invloede, ons sien politieke verskille en neigings wat ons voel ons lewens gaan bedreig. Ons word oorweldig deur persoonlike verhoudings, ons word oorweldig deur siektetoestande wat ons aanval en ons weet nie meer of ons kan sien om die dag van môre aan te pak nie. Maar hoor wat sê Psalm 121, hy sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde geskape het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by die nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Dit is juist hier waar ek net gaan stil staan en terwyl ek dink aan hierdie oomblik van hysterie, onthou ek van hoe my pa alles gelos het, ten spyte van ons stoutigheid. My pa was vir ons 'n bewaarder gewees. Weet, so wat hy sê, die son sal my bedags nie steek nie, en ook nie die maan by die nag nie. Het ek geweet dat ek 'n veilige plek gehad het by my pa, van ondanks of ek 'n pak sla moes gekry het omdat ek stout was, hy het my beskerm. Jy weet, my pa was altyd voor my gewees om namens my te beklei, en hy het my agterkant gehad om my toe te vou. En dit is net soos wat hier wat ons nou lees in Psalm 121, hy sê, jou ingang en jou uitgang sal hy bewaar. Jou paaie word dit in ewigheid bewaar en bewaak deur die Hemelse Vader. Dit beteken nie dat jou paaie altyd sonder struikelblokke gaan wees nie, en dat jy geen opdraande of geen moeilikheid gaan kry of geen versoekings gaan kry nie. Die versoekings gaan daar wees en daai brûe wat daar gaan daar wees wat jy moet oorkom. Maar die Here sê jy sal jou voet nie stamp nie, want hy sal vir jou bewaar. En is juist dan wanneer jy hierdie struikelblokke kan ervaar, wat jy kan weet dat God voor jou sal uitgaan. Hy is daar voor jou en agter jou. Hy ken jou sit en hy ken jou staan. Hy sê hierso, as ek hierso lees in Jesaja 30 vers 21, hy sê dat hy die stem sal wees, en ek vertaal dit nou in my eie woord, hy sê, jy sal 'n stem agter jou hoor. En die stem sal vir jou sê, dit is die weg, wandel daarop. Wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. Jy sien baie keer en wonder ons, waar is die Here? Ons raak verdwaald en ons sien nie wat ons eie toedoen veroorsaak nie. Ons sien nie dat soos wat ons wegskram vir die uitdagings wat daar is, dat ons verder en verder wegdwaal van God, omdat ons vrees in ons het vir die werklikheid. Omdat dinge vir ons so oorweldigend raak ons bang vir dit wat rondom ons gebeur. En ons weet nie meer waar om te gaan en dit voel of ons teen 'n plafon vasbid. En vandag wil ek vir jou kom sê, dat as dit voel of jy teen 'n plafon vasbid, bid en bid en bid en hou aan bid, totdat daai plafon bo op jou begin verkrummel. Wanneer dit voel asof God jou nie hoor nie, wag op hom, totdat hy vir jou deurbraak gee. As ek dink aan hierdie kort verhaaltjie van my en my sussie en my boetie, dan kan ek nie anders te ook dink, as om te dink hoe ek en sy my boetie te nagekom het nie.
Hy was klein gewees en hy het nie alles verstaan. Hy was net 'n ou regte seentjie gewees, stout soos 'n seentjie. En tog het ons hom probeer te nakom. En kyk wat doen my pa, toe my pa ons kry. Nie net het my pa ons gestraf omdat ons weggeloop het vir hom nie, maar my pa het ons gestraf omdat ons hierdie klein seentjie waarvoor ons moes sorg en waarvoor ons moes uitkyk, ons het hom probeer te nakom. En ek wil vir jou sê vandag, as iemand jou gaan te nakom, gaan die Here uitkyk vir jou. Hy gaan die dinge vir jou regmaak, want hy sê, hy stuur sy engele voor jou uit om jou paai gelyk te maak. God stry die goeie stryd namens jou. Hy gee vir jou krag, hy behoed jou van voor en van agter. Ons voel alleen, ons weet nie meer wat se kant om te gaan nie. En as jy's dan wanneer Jesus vir ons herinner, maar jy gaan nie alleen deur hierdie pad nie. Ek sit aan die regterhand van die Vader om vir jou in te tree en vir jou te bid. Julle, hoe awesome God het ons, om te weet dat terwyl hy fisies nie meer by ons kan wees nie, tree hy in by die Vader vir ons. En dit is juist daar waar hy vir ons intree, wat ons weet hy bewaar ons, hy bewaak ons. Waar gaan jou hulp dan vandaan kom? As daar niemand anderste is, wat so vir jou kan uitkyk soos die hemelse Vader nie, wat gaan ons dan doen? So wat ek en my sussie eintlik moes uitgekyk het vir my boetie, maar eintlik het ons toe op daai oomblik het ons net uitgekyk vir mekaar en ons het verlore geraak in hierdie kamma wêreld. Het my pa alles gelos om ons te kom soek. Net so sal die Here alles los. Die goeie herder los al 99 skape om jou te kom soek. Want hy wil jou bewaar, hy wil jou optel, hy wil jou vasdruk, hy wil jou oor sy skouers gooi en hy wil jou dra oor hierdie weivelde waaroor jy moet gaan. Hy wil jou dra oor hierdie berge, oor elke struikelblok is hy die een wat jou wil dra. Al wat jy moet doen is sê, ja Here, hier is ek. Nee. Maar God ontferm hom oor jou. Hy wys vir jou genade, hy wys vir jou liefde, hy wil jou vasdruk teen sy bors en hy wil jou daarop tel na die plek waar jy hoort, waar jy weet, die bewaarder van Israel slymer nie. Hy bewaar jou, net so wat hy my bewaar, net so wat hy my sussie bewaar het soveel jare terug, so wat hy my boetie bewaar het, en my pa ons kon uitkom soek, na waar ons gesit en speel het en trend verloor het met tyd en plek, kon my pa ons gaan haal het, na daar uit 'n plek uit waar hy bekommerd was oor ons. En net so wil die Here jou vandag kom uithaal uit daai plek, wat jy bekommerd is oor jouself, daar waar jy voel jy is regtig oorweldig, en jy sien nie meer kans om op te staan nie, daar kom help die Here jou uit daai put uit. Ek dink sommer aan Sefanja 3:17, hy sê, die Here my God is by my, held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor my in blydskap. Ja, julle, dit is my so wonderlik om te weet dat wanneer die Here ons gevind het, en dit staan presies so hier in hierdie gedeelte van Lukas 15, dat die Here verheug hom oor ons in blydskap, wanneer een van sy verlore skape tot inkeer kom. En vandag wil ek vir jou sê, jy is nie verlore nie. Kom net weer tot op 'n plek, waar jy die herder se stem kan herken, en ag slaan wanneer hy jou roep.